Welkom terug by die groot ontbyt en ons is hier in die kombuis saam met chef Renate van den Berg. Lord, chef, dis 'n voorreg. Baie dankie, ek is so bly om hier te wees. Dis heerlik om jou hier te hê. Jy het iets vandag op die program beplan wat besig is om my emosioneel gelukkig te maak op soveel maniere. So, ek weet nie wanneer Kersfees in jou huis begin nie. Maar begin Kersfees begin November die 1 November in ons Daar huis. sê, ja. So, om Kersfees nou goed af te skop, het ek vir ons 'n bietjie 'n gammon gebring. Daar sê, die ou beproefde wenresep, die tradisionele gammon. Maar hoor hierso. Hy is nie heeltemal tradisioneel Hierdie is nie nie. tradisioneel nie, sien ek nou. Nee, so ek gaan jou wys vandag hoe om nou ons gaan praat oor hoe maak jy die gammon gaar en dan gaan ek jou ook wys hoe om hierdie velletjie af te haal, om te sny. Maar dis gewoonlik met 'n mostardsousie en so. Ja, maar vandag is ons bietjie fancy. Bietjie fancier. Bietjie fancy. Okay. So ek weet nie of jy weet nie, maar kersies is in seisoen. Ek weet. Ek het al 'n sak opgeëet. So ons maak vandag met ons gammon maak ons ook 'n kersie en rooi wyn sous met 'n bietjie vars salie en timie wat ons ook byvoeg. Rondapplaus, rondapplaus. Vertel ons 'n bietjie die gammon besigheid. Waar, hoe, een of ander 'n paar tips. So, met 'n gammon. As jy nou 'n gammon kook wat nog rou is, dan wil jy hom eers kook in 'n pot met water vir elke 500 gram 30 minute. 30 minute vir elke 500 gram. 30 minute vir elke 500 gram vleis. So, as jy hom nou klaar gekook het, dan laat jy hom net 'n bietjie afkoel sodat jy nie jou vingers brand nie. Kan jy sien hierin is nou nog lekker warm, né? So, moenie jou vingers brand nie. Dan wil jy nou hierdie velletjie afhaal. So, as jy net op 'n hoekie gaan en jy sny net 'n stukkie, né? Dan kan jy hom eintlik begin aftrek. Maar as hy sukkel om af te trek, dan kan jy net jou mes vat en jy kan net sny om jou te help om hom af te trek. Om die vel af te trek. Is daar mense wat daai gammon se vel hou? Dit is eintlik maar net vet. So dit gaan nie baie lekker wees nie. Moenie ek hou van vet, maar moenie hierdie eet nie. Jy kan dit vir jou honde gee. Maar ek weet nie of dit eintlik gesond is nie. So kyk maar eers met jou veearts. Maar ek voel hulle sal lekker kan kou aan. Die cholesterol. So, dan het jy nou jou velletjie mooi afgehaal. Nou wil jy hom mooi sny. Sodat jy as jy nou jou glansuur op het sit, dan val hy nou lekker tussen daai lyntjies in en hy lyk net mooi en hy raak so lekker Want hierdie vetjies as jy hulle onder die oond soos 'n rooster sit, is hulle wat die kleur gaan gee. Ja, so jy gaan nou vir ons sny, maar kom ek wys jou net wat jy gaan doen. Jy gaan jou mes vashou en dan gaan jy net lyne sny. OK? Lyne al die pad en dan gaan jy hom omdraai en dan gaan jy nog lyne sny. So jy sny eintlik maar soos 'n diamant. Goh, maar jy het nou iets begin nie wat ek moet aanhou nou. Terwyl jy dit doen, gaan ek praat oor ons baie lekker sousie. Ja, praat 'n bietjie oor hierso daai het ek kersie en rooi kersies wynsous. wat gaan ingaan. So ek het die pitte uitgehaal van my kersies. Dit vat nogal rukkie. So as jy dit beplan om dit te doen, doen dit nog. Is daar 'n masjien om 'n kersie se pit uit te Ja, haal? jy kry so, jy weet soos die olyfdrukker, gebruik dit. So voordat jy hierdie dis maak, gaan koop eers daai, anders En gaan dis jy wat noem hulle dit, 'n kersie pip remover. olyfpitdrukker olyfdrukker. masjien, maar jy gebruik hom net vir jou kersies. Okay, alright. Dan het ek 'n bietjie knoffel wat ook hier gaan bykom. Kyk, oepsie. Niemand het dit gesien nie. Knoffel, Wat sout en peper. Okay, en ons weet 'n kersie is soet, nê? Nee. Ja. Maar ons gaan nog suiker bysit om te help met daai soetigheid en ook as hierdie nou lekker bak, dan gaan dit help om daai sousie te vorm. So, nog suiker. Nog seker. Onthou dit is Kersfees. Ek is genoeg aan mosterd hier, is by alles volksvreemd, maar ja. Ja, okay. Dan meng jy dit nog saam. Dan het ons 'n bietjie rooi wyn wat ons gaan byvoeg. Rooi wyn. Hoeveel is 'n bietjie? Jy meet hom met jou hart. O ja, so Soveel. daar's geen regte resep hoeveel. En dan hierso het ek nou van die vloeistof wat oorgebly het waarna ek my gammon gekook het. So ek gaan ook 'n bietjie van dit bysit. Jy moet nie weggooi na die tyd jy klaar kook. Nee. Gebruik dit want ons gaan nou ook nog van dit gebruik. So sien jy hoe lekker, ons het 'n bietjie van 'n sousie en dan natuurlik ons lekker vars kruie moet ook nog hier inkom. Ek het net gammon in blokkies gesny. Okay, perfek. So nou kan jy hom hierso in die middel van hierdie bak vir my sit. Goed, en sit ek hom met die blokkies bo. Ja, blokkies bo. So dit is nou waar ons glansuur gaan opsit. Die glasuur besigheid, ja. So. Vir dit het ek hierso 'n lekker groot eetlepel mosterd. Daar's waar die mosterd inkom, ja. Okay, so daar's ons mosterd. Dan gaan jy nou ook heuning vat, want heuning gaan help om daai lekker crispy stukkies te vorm. So
soveel heuning. En dan weer van daai lekker vloeistof. O, weer van die kooksel van die Ja, gammon. okay, net 'n klein bietjie net om dit te help bind en nou gaan ons hom net gou meng om net te bind. Okay, en dis hoe dit dan gaan lyk. Hierdie gaan lekker wees. So lekker. Ja. En nou gaan jy hom net vryf. Moet 'n mens as jy die nou in die oond sit, moet jy hom nou dan uithaal en weer verf? Ja, so wat vir my die beste gewerk het is elke 10 minute vir amper soos 'n uur op 180 grade het Onder die rooster. kom. Wel nie onder die rooster nie, net op 'n gewone bakoond. Net op 'n gewone bak. Ja. Goed. So jy wil okay. hom nie, jy wil hom half laat stadig crispy raak. As jy hom op die rooster gaan sit, gaan hy net brand. brand. En ons Okay. wil nie dit hê nie. Wil nie brand nie. So met ander So woorde, elke 10 180 minute grade, vir elke 10 minute vat jy nou hierdie lekker sousie mosterd, en jy heuning en smeer hom en dan gaan hy al hoe donkerder raak en dan gaan hy al hoe crispier raak en dan op die einde van die dag sit jy met hierdie lekker gammon. dan word hierdie Ja, so hier kersie kersies bak dan ook vir daai ure in die oond. So En dit al ook daai in die vet- in die sousie vet. En ja, alles kom net so lekker. Die so vet lekker van die by gammon kom ook mekaar. daarin en maak hom- So ek weet nie, ek het my messie het ek nou verloor, Dis- dis- maar wil jy moet ek hierdie 'n is nie 'n stukkie vir jou messie nie, hierdie is 'n sny enorme mes. en dan kan jy proe dit smaak. Ek gaan mos nou nooit nee sê nie. Sorry, ek Die hou pad nou na nie. 'n man se hart toe. Kyk hoe. Sorry. Nee, Jy kan moenie sien jammer hoe wees nie. lekker Moenie jammer wees nie. souserig is dit en dan 'n Oeh. bietjie kersies. So lekker kersie en 'n rooiwyn. Chef Renate van der Berg geword. Baie dankie vir hierdie heerlike insetsel in 'n lekker nuwe take op 'n tradisionele dis vir Kersfees. En die lekker ding is Kersfees is eers oor 'n maand. So jy kan nou jou gammon resepte begin oefen. Probeer. So elke Sondag kan jy nou lekker 'n kersie soet Gammon. gammon. Maak hierdie ding. Dis Oeg, mensig. Dankie Chef ja, Renate van so der Berg. dit moet jy moet nou sê dis die lekkerste gammon wat jy al ooit geëet het. Wat? Genade. Dit baie lekker. Dankie. Sê baie vir die mense.